ons klankvrou is weg. Goeiemôre almal. My naam is Peer, vir die wat my nie ken nie. Ek staan altyd 'n bietjie in hier so by Parker, is altyd vir my 'n groot voorreg om hier te wees. Ek is eintlik al van Bellville se kant af. So is my baie lekker. Ek sê vanoggend vir my vrou, daar's niemand kom vandag na 'n kerkdiens toe uit bygeloof of gewoonte nie. Dit is so 'n mooi dag en is lang naweek en is skoolvakansie. So as jy dis net die ware gelowiges wat vandag hier so saam sit ons. So baie welkom by ons. As jy 'n besoeker is jy natuurlik ook baie welkom. Ons gaan so 'n tydjie saam spandeer en net 'n bietjie saam sing en dan sal ons die diens van daar af vat. Dankie Ingrid. Heilig, heilig, Heer God.
Wanneer ons so saamkom op 'n Sondag, dan herinner dit my altyd, of elke oggend dink ek aan, hoe biljoene mense vandag, soos ons om mekaar kom, soos ons mekaar kom om die woord, net soos ons is. Ons kom met al ons dinge en al ons goeders. En dan kom sit ons saam en ons sing saam. Dit is altyd vir my so mooi. So ek wil julle nooi om op te staan en dan sing ons vandag saam lied 253 verse 1 en 2. Ons kom soos ons is, sonder om weg te kruip, sonder om toneel te speel, en sonder om bang te wees. Ons kom met ons materialisme en ons trots, ons kleinlike griewe teen ons bure, ons skynheilige minagting vir die veroordelende mense in die kerk langsaan. Ons kom met ons angs oor die dood, ons desperaatheid om liefgehet te word, ons stormagtige huwelike, ons knaande twyfel en ons beheptheid met status en selfbeeld. Ons kom met ons verslawings aan middels, aan werk, aan bevestiging, aan besittings, aan beheer, aan kos. Ons kom met ons verskille, polities, teologies, rassig of sosio-ekonomies. Ons kom op soek na heiligdom en rus. 'n veilige plek om ons maskers af te gooi en uit te asem. Ons kom om ons vuil wasgoed lig te gee voor God en almal anders. Want as ons dit saam kan doen, hoef ons nie langer bang te wees nie. Ek groet jou vanoggend aan almal wat aan die Here behoort, in die naam van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees. Welkom, 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 net soos jy is. Amen. Ons gaan 2 liedere saam sing, lied 530 en lied 284, so net so na mekaar. En terwyl ons sing, wil ek jou nooi om so 'n oomblik uit te asem. En 'n oomblik net hier te wees vanoggend. En alles wat buite hierdie deure lê, net so vir 'n oomblik te agter te laat. En teenwoordig te wees en te fokus binne in hierdie plek. Dankie. Al kan ek geheime
Voor ons die skrif lees, kom ons bid saam. Dankie, Here Jesus, dat ons vandag hier so saam kan kom op hierdie mooi dag. Dankie dat U die een is wat U die kerk bymekaar roep en bymekaar hou. Dat U die hoof is, die een wat ons volg. Here, en wanneer ons die skrif oopmaak en saam lees, dan bid ons dat U ons harte weer sal verlig. Dat U die een is wat ons sal raak sien tussen die wit en swart van die teks. Dat ons sal weet dat U die ware woord is. En in die tekste wat ons lees, ons uiteindelik altyd meer vertel van U. Dankie dat U met ons is. Amen. Ons skriflesing is vandag in Jakobus 3 tot 4. En Jakobus is 'n interessante brief. Dis altyd so 'n bietjie van 'n moeilike een. Dis een van daai wat jy altyd so 'n bietjie laat sleg voel terwyl jy dit lees. En as jy mooi daaroor dink, kom jy agter daar's eintlik baie hoop binne in dit. So kom ons lees saam in Jakobus 3 vers 13 tot 18 en dan die eerste paar verse van hoofstuk 4 en dan vers 7 en 8. Ek lees uit die 2020 vertaling vandag. Dis welkom op die skerm saam te volg. Wie onder julle is wys en verstandig? Laat hy deur goeie gedrag sy dade met sagmoedige wysheid toon. Maar as daar bittere afguns en selfsug in julle harte is, moet julle dan nie op wysheid beroem en teen die waarheid lieg nie. Dit is nie wysheid wat van bo kom nie, maar aards, nie geestelik en demonies. Want waar afguns en selfsug heers, kom wanorde en allerlei gemeene dade voor. Maar die wysheid van bo is in die eerste plek suiwer en verder ook vredelievend, bedagsaam, inskikkelik, vol deernis en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. En die vrug van geregtigheid word in vrede gesaai vir hulle wat vrede maak. Waar kom al die oorloë en gevegte onder julle vandaan? Kom dit nie van julle begeertes wat in julle ledemate oorlog voer nie. Julle begeer, maar julle besit niks nie. Julle pleeg moord en is vol jaloesie, en julle kan niks bereik nie. Julle veg en maak oorlog, en tog het julle niks, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle op die verkeerde manier vra, sodat julle dit in julle welles kan deurbring. En dan vers 7, onderwerp julle dus aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God, en dan sal hy tot julle nader. Reinig julle hande, sondaars, en suiwer julle harte, dubbelhartiges. Dis nog 'n wille teks. So vroeg op 'n sonnagoggend op so 'n leë maag. Die mens is 'n interessante ding. Ons het hierdie manier dat ons sorg nie altyd vir onsself so goed as wat ons vir ander mense sorg nie. En een van die goed wat vir my so interessant is van die mens, is ons sien onsself so 'n bietjie van die binnekant af. En dis deel van die rede hoekom ons partykeer so 'n bietjie sleg omgang met onsself. So het julle geweet, dis eintlik baie interessant, dat as mense medikasie gaan kry by die dokter skryf jy nou antibiotika voor. Jy kry nou die briefietjie, nê? En jy kan self nie sien wat daar staan nie, maar die apteker weet, so jy weet jy kan dit so toe vat en hulle sal weet wat daar staan. En dan vat jy dit so toe en dan sê die tannie agter die til vir jou, nee, jy moet nou hierdie en hierdie goeders drink, en hulle gee vir dit, en miskien as ons nog geld oor in jou mediese fonds, andersins dan betaal jy nou maar daarvoor. En het jy geweet, net van al die mense wat 'n voorskrif kry, vat bietjie 'n raai, hoeveel mense gaan eintlik na die apteek toe en kry die pille? Omtrent net so 2/3 van mense gaan kry eintlik die pille. En as jy 'n raai vat, hoeveel mense gaan dan, as hulle nou hulle pille het, en drink dit op die regte manier, soos voorgeskryf, soos dit buite op die boksie staan op die stiker? Omtrent nog 'n halfte van daardie. So omtrent net 1/3 van mense wat siek is, wat dokter toe gegaan het, wat 'n voorskrif het vir pille, drink eintlik die pille soos hulle moet. Dis vreemd, hè? As ek nou vra het almal hande opsteek, wie drink hulle pille op die regte manier, is almal so half bietjie halwe hande, en jy weet nie regtig nie, jy sê nie, ek is mos nou sterk, ek nie dit, wat. Nou,
wat interessant is, wie van julle het diere? Honde of katte of so, né? Nou as jou hond of jou kat siek is en jy gaan veearts toe, en daai veearts sê vir jou, hierdie pilletjie, daai kat of daai hond, kyk om vir 'n kattepil in te kry, is natuurlik op 'n ander level, né? Dan is dit so, hoeveel van julle sal vir daai kat of daai hond, maak nie saak hoe baie daai dier jou byt of beklei of stoei, jy sal seker maak dat daai kat, daai hond kry daai pilletjie. Né? Ja. Come hello high water, net tot alles klaar is in die boksie, presies soos dit moet wees. Maar die ironie is, vir jouself, doen jy nie dieselfde ding nie. Vir jouself is soos, nee, ek gaan haal nie eers die voorskrif nie. Dis vreemd, dis eintlik 'n baie vreemde ding, en dis eintlik iets wat mense al baie ondersoek het, is hoekom doen mense dit? Hoekom sorg hulle beter vir hulle diere, as vir hulself? En een van die groot redes vir dit, is, ons sien onsself van die binnekant af. Reg? En jy sien jouself van die binnekant af gisteraan, toe sit ek en my dogter, sy is nou 16, maar ons kyk nog steeds saam Pixar movies, sit ons en kyk Inside Out 2, weet nie, vandag het al 'n bietjie ouer gehoor as gewoonlik, maar wie het Inside Out 2 gekyk nie? Die mannetjies wat so in die meisie se kop is, en dan raak hulle so angstig en beklei, en al die verskillende goed. En dit is die ding, dis hoe die mens is, want ons sien onsself van die binnekant af. Jy kan sien hoe bang jy baie keer is, hoe baie keer jy eintlik nou lieg of jok, of hoe baie keer jy sleg dink van iemand anders af. Jy sien jouself van die binnekant af, jy sien al die kante vrot en al jou slegte goed en jou goeie goed van die binnekant af. En dan dink jy, maar ek is nie eintlik die moeite werd om voorgesorg te word nie. So dan drink ek nie my pille nie. Maar my arme hondjie of my arme katjie, het ons nou niks gedoen nie. Hy of sy jok vir niemand, skinder van niemand nie, jok nie op hulle belasting nie, niks. So hulle kan maar die pilletjie kry. Mense is 'n baie interessante ding. Ons sien mekaar so van die binnekant af, en ons spandeer eintlik, die een studie het gewys, 'n halfte van ons tyd spandeer ons deur om net te dink oor hoe ons dink, en wat ons eintlik sê vir onsself. En dit maak ons nie eintlik baie gelukkig nie. As ons so sit en, weet jy, die hele dag is ons fyn, en as jy in die aand in jou bed lê, dan begin jou kop so hardloop. Hoekom het ek dit gesê? Wat het nou weer gebeur vandag? Weet al daai goed, en dan sukkel jy om te slaap. En maak ons baie gelukkig, ons is heeltyd so half in twee geskeur. En die teks vandag, die teks eindig met hierdie kragtige woorde wat sê, reinig julle hande, sondaars, en suiwer julle harte, dubbelhartiges. En vandag se preektema, se titel is dubbelhartiges. Hierdie dubbel lewe wat ons lei in ons koppe. Ons is almal so half goed, en ons doen ook al hierdie slegte goed. So ons het al vir die twee kante, wat eintlik so stoei binne in ons kop, hierdie twee maniere van wees. En ons almal dra hierdie maskers. En dan vanoggend in die foto het ek gelees, Rachel Evans 'n stukkie wat sê, hier kan ons kom om ons maskers net vir so 'n oombliekie af te haal. En net so kan 'n bietjie uit te asem, 'n bietjie saam te wees. Die woord hypocrite, dit ons almal ken, dit kom eintlik van 'n Griekse woord af, wat beteken akteur. Dus iemand wat 'n dubbel lewe lei. Hulle speel op een deel en op 'n ander deel, en dan is hulle eintlik op 'n ander manier. So die Griekse akteurs het almal maskers gedra. Vir die wat drama op skool gehad het, jy dit geleer, almal maskers gedra. So dis hierdie idee van 'n masker dra, van hierdie dubbel lewe. En die woord wat in Jakobus gebruik word vir hierdie dubbelhartiges, beteken letterlik, dis die psycho, so psyche, soos jou kop, of jou siel, daar waar ons die woord sielkunde vandaan kry, so dit beteken letterlik dubbel siel, soos dubbel lewe, dubbel sielig is. Maar in hierdie stuk wat ons nou gelees het, net voor dit, is daai baie bekende deel van Jakobus wat praat oor die tong. As jy dit onthou, dit sê, met hierdie tong, dan loof jy die Here en die Vader, en hierdie selfde tong, vervloek jy ander mense, self die mense wat ook na die beeld van God geskep is. En dan sê Jakobus, dan sê hy maar, geen mens kan die tong tem nie. Dit is vol, hy sê eintlik, dit is vol gif, vol soos kwaad. En uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. En dan sê hy, dit my broers behoort nie so te wees nie.
Sê hierdie dubbel ding wat jy het, wat so half teen mekaar beklei. En uit dieselfde mond uit kom seën en vervloeking. Weet ek onthou so altyd in die ou dae dat mense gesê as iemand so vloek dan sê hulle, "Yes, like, soen jy jou ma met daai mond." Dis verskriklik, nee. As jy so vuil praat. En die tong het hierdie potensiaal vir hierdie dubbelhartigheid, hierdie daaisikos, hierdie dubbelsieligheid, dubbel lewe. En dit gaan eintlik, Jakobus skryf, hy sê dit gaan teen die wette van die natuur, want hy sê, hoe kan dit wees dat een ding twee sulke goeders uitmekaar uit het? Jakobus sê, as jy 'n fontein kan mos nie vars water en sout water gelyk gee nie. Hy sê dit is mos onmoontlik. Of hy sê 'n druiwepreel kan mos nou nie vye dra nie. Dis mos nie hoe dit werk nie. So die tong het hierdie manier om soos teen die natuur te gaan. En dis daar's eintlik 'n baie dieper idee hierin wat ons sal eendag oor kan praat. Dis soos dat jou siel, jy as mens kan eintlik teen die natuur gaan. Jy kan 'n keuse maak wat anders is as wat dit veronderstel is om te wees. En hierdie geneigtheid om so teen die natuur te kies en die slegte kant te kies, lei na, so Jakobus praat van Gehenna, lei na die hel. En nie die hel op die ou einde, daai storie nie, die hel nou. Mense vra baie keer vir my, so glo jy in die hel? Glo jy dat dit bestaan? Dan sê ek, ja, want ek sien dit elke dag. Hoe mense se lewens uitmekaar uitval, hoe my lewe uitmekaar uitval, omdat ek nie ordentlik kan kies nie. En die mekaar kan raak. En Jakobus sê, hy sê die tong, dan ek so intense beeld, hy sê die tong word aangesteek deur die vuur uit Gehenna uit die hel uit. En dit doen al hierdie verskriklike goed en bring al hierdie verskriklike dood. En Gehenna, die woord, dit verwys na 'n plek wat net buite Jerusalem was, soos 'n vullishoop. Daar waar die goed aan die brand gesteek word, die asgate. So die van ons wat dalk op 'n plaas groot geword het, ons nog asgate gehad, gaan brand jy mos alles daar in die hoek. En as jy dis wel goed, jy vat goed na asgat toe, wanneer dit niks meer werd is nie. Wanneer dit eintlik niks is nie, rommel. Dan gooi jy dit daar en dit word verbrand. Dis hierdie beeld wat hy gebruik. En so, ons as mense, ons lewe op hierdie vreemde manier, ons gebruik ons tonge en hierdie dubbel lewe, want ons probeer iets kry vir onsself. Ons probeer onsself verdedig, of ons probeer so 'n bietjie aanvaarding kry, en ons dra hierdie maskers, en ons dink, dis die manier hoe ons eintlik gaan bietjie beter voel oor onsself. So, en ons lewe in hierdie paranoia. So die woord paranoia beteken scattered, soos de mekaar, en noia beteken kop of mind. En ons lewe in hierdie paranoïese lewe, van so hier of daar, en ek jok so 'n bietjie hier om dit reg te kry, en ek gaan bietjie so doen dit, en ek probeer goed manipuleer, sodat ek die meeste het van alles, en dat ek goed voel oor myself. Dis waar ek is. En dan lewe ons 'n swaar lewe, en daai lewe lei eintlik na Gehenna, na soos die hel van lewe. Dit is nie 'n goeie plek om te wees nie. En dan wat die vraag is dan, wat maak ons met hierdie dubbelheid hier in ons harte? Hierdie dubbel lewe wat ons eintlik leef. En dan Jakobus skryf dan lank oor hoe sleg dit vir jou is, en dan dink jy, okay Jakobus, maar wat doen ek daaraan? Ek hoor jou, maar wat is die antwoord hier? En eers aan die einde van daai hoofstuk dan kry jy 'n antwoord, dan sê hy, wysheid is die antwoord, jy moet wys wees. En dan is hy so, okay, wysheid is die antwoord. Maar as Jakobus gaan dan verder, dan sê hy, nie so vinnig hier, is nie so eenvoudig nie, want daar's twee soorte wysheid. Die een van onder en die een van bo. Natuurlik nou simbolies. Die een van onder en die een van bo. En die een van onder is die wysheid van wat aards is en nie geestelik is. Hy noem dit self, hy gebruik selfs die woord demonies in dit. En dis op daai plek waar daar afguns en selfsug heers. So afguns wanneer jy na iemand anders kyk en jy wil hê wat hulle het, en jy dink jy hou nie van hulle nie want hulle het meer as jy. Of selfsug, ek wil alles vir myself hê. En hy sê dis uit hierdie plek uit, daai wysheid wat sê dis amper 'n tipe wysheid wat sê as ek so en so en so is, dan gaan ek alles vir myself kry wat ek nodig het. Dit is soos 'n strategie agter dit. En dit lei na wanorde, chaos. En dan kom allerlei gemeene goeders uit dit uit.
teenoor die wysheid van bo. Die wysheid van bo is die eerste plek, hy gebruik die woord suiwer. En is ook vredelievend, en bedagsaam, inskikkelik, en deernis, goeie vrugte, en dan in die einde gebruik hy die mooi Afrikaanse woord ongeveins. Ongeveins. En ongeveins vir ons almal wat Afrikaans nie so goed mee is nie. Ongeveins beteken, dit is nie fake nie. Dit is eg. So daar is 'n heelheid aan dit. Iets wat mooi saamvat. En 'n goeie wysheid lei na vrede en om vrede te maak, 'n heelheid, goeie saambind. En slegte wysheid lei na konflik, goeie uit mekaar uit sny en goeie teenoor mekaar staan. En dan vra Jakobus hierdie ding, waar kom al hierdie oorloë en gevegte onder julle vandaan? Nee. En dan is dit maklik vir ons om te dink as hy gebruik die woord oorlog gebruik, en dink jy, ja, nee, ons praat nou weer oor die Oekraïne en Israel en dit en dat. Palestina, maar dink 'n bietjie in jou eie huis, in jou eie gesin. Oorloë en gevegte. En sê, waar kom al hierdie oorloë en gevegte vandaan onder julle? Waar kom dit vandaan? Hy sê, kom dit nie, of vra die woord, kom dit nie van jou eie begeerte, hierdie begeerte vir, ek wil myself, en dit is vreemd, want jy wil jou eintlik jouself net kan beskerm, en net bietjie geliefd voel, nou manipuleer jy en beklei, want iemand anders vat nou jou plek, en hier vat jou goed. En dan gebruik hy hierdie frase wat sê, kom dit nie van julle begeertes wat in julle ledemate, so in jou liggaam, hier in jou kop, eintlik met mekaar oorlog voer nie. En dan sê hy, die resultaat van dit is dat jy begeer hierdie mag, of hierdie aanvaarding, of hierdie rykdom, want jy dink, dit gaan jou gelukkig maak, as ek net soveel geld het soos hierdie ou, of as ek net soveel dit het soos daai een, of as daai mense net van my hou, as my kinders net almal heeltyd by my kom kuier, of wat ook al dit is, as ek net kan beheer hê, as ek net die leier kan wees, dan gaan ek okay wees, dan gaan ek geliefd voel. En dis so harde woorde, maar dis eintlik so mensding. Want ons vertel hierdie storie in ons kop, en ons kom dit eintlik nie eens agter nie. Jy leef so sonder dat jy dit agterkom, want jy het vir jouself 'n belofte gemaak, wat sê, as ek dit, dan gaan ek okay wees. As daar net genoeg mense by die skool van my hou, as daar net genoeg mense by die werk dink, ek is slim, dan is ek okay. As ek net genoeg geld kan hê, nog net so bietjie meer, dan is ek okay. En dis ek harde woorde, maar dis ek so mensding. Want ons almal stoei met daai goed in ons kop, en dan maak ons besluite wat meer selfsugtig is. Want ek probeer en ek het hier alles aan mekaar vashou. So daai lei na oorlog, na konflik, op die einde van die dag. En dan sê hy hierdie woorde, julle begeer, en die begeer kom eintlik uit hierdie, ek wil eintlik net okay wees plek. Uit. Hy sê julle begeer, maar julle besit niks nie. Want dit is nooit genoeg nie. Daar is nooit genoeg mense wat van jou kan hou, dat jy nou okay is nie. Want as jy nou die beste mamma by die skool is, en jy bak die beste cupcakes, nou wat dan? Dan moet jy nou, wat is die volgende vlak van dit af? Of as jy nou die groot ou by die werk is, of wat dan? Of as jy nou die grootste bakkie ry, nou wat dan? Wat moet jy nou die volgende kry? Dit hou nooit op nie, dit is die ewige ding. Hy sê, julle begeer, maar julle besit eintlik niks nie. Hy sê, julle pleeg moord, en is vol jaloesie. En moord is nie net, as ons na Jesus se woorde luister, moord is nie moord nie, moord is wanneer jy enige iemand afguns wens, slegte goed op hulle wens. Hy sê, maar julle bereik eintlik niks nie. En dan sê hy, julle veg en julle maak oorlog, en hoeveel keer voel dit nie so in ons eie harte en ons eie kop, en hierdie geveg in jou eie kop, maar tog het julle niks. Daar is eintlik niks wat gebeur nie. En dan miskien sit jy hier vanoggend en jy sê, ek is so moeg beklei, om net op my plekkie in die son te probeer ook beklei. Of ek is eintlik so moeg vir hierdie goed in my kop, dat ek weet, hoekom het ek nou weer dit gesê?
Hoekom het ek weer so gereageer? Hoekom het ek daai een so afgejak? Hoekom het ek dit gedoen? En dan is daar gelukkig, hopelik, so 'n bietjie hoop aan die einde, of eintlik baie hoop. Jakobus skryf verder, dan sê hy sê, maar hoekom? Hy sê, hoekom is dit so? Hoekom het jy nie wysheid nie? Die regte tipe wysheid nie. En dan sê hy, omdat julle nie bid nie. Dan dink jy, joh, Jakobus, dit is daarom nou baie swaar. Dan sê ek bid die hele tyd dat dit gaan beter gaan. Ek bid die hele tyd dat dit gaan goed gaan met ons almal. Ek bid die hele tyd. En dan skryf hy verder en sê, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle op die verkeerde manier vra. En nou, hierso mense hou van om hierdie teks heeltemal mis te gebruik. En dan sê hy, eendag sê Tannie vir my, sy sê, jy moet vra, jy moet sê, as jy bid, jy moet reg bid. Want dit bedoel, jy moet reg bid. So jy moet reg bid, omdat jy sê, jy moet bid in die naam van die Here Jesus Christus van Nasaret. Want as jy nie van Nasaret af sê nie, dan gaan ons dit nie reg nie. En as ek so, Jesus is nie 'n towenaar nie, dis nie, jy gebruik nie regte woorde, jy moet sê, en daar is 'n baie tipe towerdenker, dis soos jy moet sê abracadabra, dan is dit die regte ding. Nee, of jy moet eers jou sonde bely en dan moet jy dit en dan is 'n resepie. En dis nie waar hierdie teks gaan nie. Daar's nie soos die regte manier, gaan nie oor die regte tipe woorde of sonderlose hart of wat ook al nie. Die regte manier gaan oor om te bid vir dit wat die koninkryk van die wêreld gaan bring, van God gaan bring. Om te bid vir dit wat ander mense nodig het, nie vir jouself nie. Want die laaste deel van die teks sê, omdat jy op 'n verkeerde manier vra, sodat jy dit in julle welles kan deurbring. Sodat ek nog kan hê. So die storieetjie wat in jou kop vertel, as ek net dit kan hê, dan gaan ek okay voel. So nou bid jy vir dit die hele tyd. En nou sê die Here, jy kry dit nie, want ek gaan dit nie vir jou gee nie, want dit is sleg vir jou. En dan gaan dit mos nou net hierdie siklus aanhou loop. Soos om liewer te bid en te erken dat eintlik alles behoort aan God. Alles behoort aan hom. En wanneer ek bid, dan bid ek vir sy koninkryk om te kom. In my eie lewe en in die res van die wêreld. Mens vra om te kry vir jouself. Maar jy moet eintlik vra vir dit wat, staan op 'n vreemde manier, dit wat God wil hê. En dit wat jou bure nodig het. Om vir dit te vra. En die laaste deel, dan skryf Jakobus daar vers 7 en 8 in hoofstuk 4, dan sê hy, onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel, dan sal hy van julle wegvlug. Nader tot God en dan sal hy tot julle nader. En dan daai kragtige woorde, reinig julle hande sondaars en suiwer julle harte, dubbelhartiges. So die eerste deel van daai versie, as ons so 'n bietjie uitmekaar uitpak, daai 2 verse, onderwerp julle aan God. So onderwerp julle aan God is om te sê, om te erken, ek is nie die een wat die heelal aan mekaar vashou nie. God is die een wat alles in stand hou. Nie jy nie. En ons moet onthou, dat ons hierdie behoefte wat ons het, om te wil self, nee, vandat jy omtrent 2 jaar oud is, wil jy alles self. Ek wil self. En daai is die oersonde, soos die tuin van Eden sonde, self. Ek wil self weet wat is goed en kwaad. Ek wil self besluit. Ek wil self eintlik besluit wat is die regte ding om te doen. En dit is die verkeerde ding om te doen, is om te probeer self besluit. Die regte ding om te doen is om te eet van die boom van die lewe, om by God te wees en tot hom te nader. En te erken dat hy die een is wat alles bewerkstellig. Hy is die een wat die wysheid gee soos jy dit nodig het. Jy hoef dit eers te kies nie. Jy moet net in hom leef en saam met hom leef. En dan die tweede deel, weerstaan die duiwel. Dan sal hy van julle wegvlug. Dis ook so 'n lekker teksie wat mense van hou om net so te vat. Ons praat in sulke yskas-magneet teologie. Jy vat hom net so uit en hoef jy ignoreer al die res rondom dit, dan plak hom op die yskas. En dan bou jy jou hele lewe rondom dit. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. En dan vat ons daai teksie en dan sal ons goed sê, soos wanneer iets sleg in jou lewe gebeur. Soos byvoorbeeld, wat ook al, jy verloor 'n klomp geld, of iemand word siek, of iemand skinder van jou, of wat ook al is, dan sê jy, ek weerstaan die duiwel. Dit is vir my weg, gaan staan teen die duiwel.
En dan, daai is eintlik glad nie waar daai teks gaan nie. Want daai teks gaan oor eintlik soveel meer as dit. Want daai, as iets sleg met my gebeur, is dit eintlik iets, is baie keer, is dit iets soos, byvoorbeeld, sê nou maar, ek wil regtig graag hierdie roem hê, of hierdie aanvaarding hê. Nou gebeur daar iets, dat ek dit nou nie kry nie. Nou voel dit vir jou, asof die hele lewe uitmekaar uitval, want daai prentjie wat jy vir jouself gebou het, daai belofte wat jy gemaak het, as ek dit, dan sal ek beter voel oor myself. Nou val daai ding uitmekaar uit, nou is dit die duiwel. Natuurlik is dit die duiwel. Dis nee, dit is juist nie die duiwel nie. Die duiwel is eintlik jy wat daai prentjie in jou kop maak. Die duiwel sit eintlik hier binne in jou eie hart. Reg? Soos Alexander Solzhenitsyn het geskryf, hy sê, as dit maar net so eenvoudig was dat die duiwel daar ver is, daar waar die ander mense bly, hulle. Dan is dit mos so eenvoudig. Dan kan ons maar net 'n muur bou daar rondom hulle en dan is ons mos okay. Of ons sal net hulle maar net uithaal. Hy sê, maar dit is nie so eenvoudig nie. Want dit sit hier binne in ons almal se eie harte. Sê die lyn tussen goed en kwaad loop nie tussen my en jou nie. Dit loop hier reg in die middel deur my eie hart. En wie van ons, Alex Solzhenitsyn skryf, hy sê, wie sal jou eie hart uitsny? Wie sal dit doen? So, die duiwel wat ons teen moet staan, is eintlik daai een wat vir jou mag en rykdom en aanvaarding beloof. Die duiwel het Jesus ook versoek. En met daai selfde 3 goedjies wat ons ook so baie van hou. Mag en rykdom, aanvaarding. En dis die een wat ons moet weerstaan. En as ons luister na Jakobus, gaan dit nie oor verstaan die duiwel daai kant of vir die aanval of so nie. Dis hier binne in daai storieetjies. En dan die laaste deel, nader tot God. En is nie nader tot God, is nie as jy tot God nader, dan sal hy tot jou nader nie. As jy die hele storie lees, en die hele Bybel lees, dan weet jy dat God is altyd die eerste een wat na ons toe nader. God is die een wat in die tuin eerste gaan stap het, en vir Adam en Eva gaan soek en sê, waar is julle, wat gaan aan? Dis die eerste een wat altyd die eerste beweging maak. Dan nader ons tot God, wat al reeds besig is om na ons toe te nader. In die laaste deel, reinig julle harte, julle hande sondaar, suiwer julle harte, dubbelhartig is. As jy na die hele Jakobus kyk, dan het hy heeltyd hierdie ding oor, moenie so gebroke wees nie. Moenie so hierso in, so amper geestelik aandag afleibaar leef nie. Tussen hierdie 2 goeters die heeltyd nie. So onheel en nie perfek nie. Die woord perfek is so 5 keer in die boek van Jakobus. Beteken heel wees, nie gebroken nie, by mekaar. En Jakobus se hele ding gaan oor, hy sê, fokus nou net, bring dit alles by mekaar. Hy sê, want hy sal sê, jy kan nie sê jy glo, maar jy doen heeltyd slegte goed nie. Hy sê, goed, dit maak nie sin nie. Hy sê, jy moet alles by mekaar bring. Alles een ding wees. Dat jou woorde, en jou dade, en jou geloof, en alles is gefokus op die Here. Dis sy hele ding in sy brief. En Jakobus praat ook oor, dat die wysheid van onder, of die slegte kant, is soos niks. Dan nou ek sê, iets goed wat niks werd is, nie. En dit was 'n plek vir goed wat niks werd is, nie. Dis in die Astrom, of op die Filishoop, of Gehenna. Dis wat die plek is vir dit. So, en die hele Bybel, as jy die hele Bybel vat, het dit hierdie tradisie van, om te praat van, goed wat soos niks is nie, wat soos stof is, gemors is, wat eintlik niks werd is nie, en dan goed wat solied is, en daar moet wees. So, aan die begin van Jakobus, dan praat hy oor rykdom en status, dan sê hy, want hy skryf vir 'n arm gemeenskap, en dan sê hy vir hulle, julle moenie soveel worry oor rykdom en status die hele tyd nie, want dit is in elk geval soos niks. Hy sê, dis soos 'n willeblommetjie in die veld, en ons sien nou die willeblommetjies in die veld opkom die hele tyd. Hy sê, dis nou hier, en dan môre is dit weg. En in die begin van die dag lyk dit mooi, en dan begin die son bak, en dan verdroog hy dingetjie. Dan hang hy blommetjie so mooi verlep, en in die nag is daar niks van hom oor nie. En wanneer
wanneer Petrus skryf, dan skryf hy op dieselfde ding, dan sê hy, ons lewe met 'n hoop op die onverganklike, soos die ewige, wat in die hemel vir ons bewaar gehou word. Goed wat, my Engels uitgewoon, goed wat so solid is. Nie hierdie veertjies en ligte goedjies nie. En Petrus skryf, hy sê, elke mens is soos 'n grashalmpie. Dis met die mense niks anders as met 'n blom in die veld nie. Die gras of halmpie verdroog maklik en blom se blaartjies val na 'n rukkie nutteloos op die grond. Dis so tydelik. Maar die woord van die Here sal altyd waar bly. Woord met 'n hoofletter beteken die beloftes van die Here. Nie die Bybel, die teks nie, die beloftes wat die Bybel bevat. En die prediker praat ook daaroor. Die prediker in die Message vertaling is vir my so mooi. Dit sê, I've seen it all and it's nothing but smoke. En sê smoke and spitting into the wind. In die Afrikaans sê dit is alles stof, alles niks. En sê maar die enigste ding wat blywend is die Here. Daar kan jy niks byvoeg nie, daar kan jy niks wegneem nie. En Paulus praat daarvan, ons kan oor en oor en aanhou. Paulus praat van hoe almal se lewens getoets gaan word. En dat die dele wat niks werd is, die gaan wegbrand soos strooi. En dit gaan getoets word of dit goud of silwer of edelsteente, hout of gras of strooi is. Daai dit wat solid is, dit wat van die Here af is, bly. Wanneer een van die grootste sonde in die Bybel is 'n afgoderry. En dan dink ons, ja, maar ek is nie ons aanbid nie afgode nie. Ek dink ons afgode is enigiets wat jy in die plek van die Here sit, wat jy dink, hierdie dingetjie gaan vir my geluk bring, wat ook al dit is. En dan die psalmskrywers is erg oor afgode. Hulle sê, wanneer jy afgod is niks, die woord in Hebreëus beteken letterlik niks. Die woord beteken niks, dis niks. En hulle skryf, sê afgode, hulle het nie neuse of ore nie, hulle kan nie hoor nie, hulle kan nie proe nie, hulle kan nie ruik nie, hulle kan eintlik niks doen nie. Dan sê die een skrywer sê, jy maak 'n afgod uit 'n stukkie hout uit, en dan sit jy hom daar, en dan vat jy die res van die hout en dan braai jy vir jou vleis. En dan draai jy om en dan bid jy 'n ander stukkie hout. Dan sê, wat 'n nonsens is dit? Maar ons doen dit met ons eie harte, ons aanbid goeders wat nie eintlik vir ons dit bring wat ons nodig het nie. En dan die psalmskrywer sê, jy aanbid, jy word soos dit wat jy aanbid. So as jy niks aanbid, dan word jy niks. Leeg, hol van binne. En as jy dit aanbid wat blywend is, dan word jy dit blywend. En wat gebeur met goed wat niks is, wat niks werd is nie? Waarheen vat ons dit? Dis die vraag. So, die uitnodiging hier is om volkome onsself te word. Soos die Here ons wil hê. Om te groei in dit in. Om te groei van hierdie paranoïese brein. Wat so oral oor is en beklei teen homself en beklei teen ander, of jou plekkie in die son gaan probeer oopkrap. Na 'n metanoia. So meta beteken groot, geheel, noia, brein, mind. Van paranoia na metanoia. Dis die uitnodiging van Jakobus, te sê, los hierdie gedubbellewigheidry. Wees jouself, jou God gegewe self. Iemand skryf nou eendag, hy sê, ons het jou gesoek, en jou gesoek, maar ons kon jou nie kry nie, want jy was nie jouself nie. Toe kon ons jou nie herken nie. En ek dink baie keer die swaar woorde wat Jesus in Matteus gebruik, wat hy sê, wat die mense sê, ons het dan gesê, Here, ons het dan gesê, wonderwerke in jou naam gedoen, al hierdie goeders, dan sê die Here, dan sê Jesus vir hulle, gaan weg van my af, want ek ken jou nie. En as jy heeltyd met 'n masker loop, hypocriet, masker, die woord masker, want jy probeer kan 'n veg vir jou plekkie, dan hoe gaan die Here jou herken? So ek weet nie wie jy is nie, want jy is so fake die hele tyd. So wie nooi die Here jou uit om te wees? Dis die groot vraag. Die groot uitdaging is om heel te word, suiwer te word, gefokus te word, in 'n wêreld wat sukkel om te fokus.
So kom ons bid saam, julle. Dankie Here Jesus vir hierdie uitnodiging om heel te word. Om suiwer te word. Om gefokus te leef. Geïntegreerde lewe, waar ons woorde en ons dade en ons geloof alles saam werk en saam sin maak. Vergewe ons dubbele lewens, wat ons so hard probeer veg om ons plek in die son oop te krap. Dankie dat ons altyd kan terugkeer na U. Amen. Ek wil 'n geleentheid gee nou vir ons offergawes. En offergawes is nie net oor geld nie, dit gaan ook om te sê, maar ek is hier, hierdie is ook my deel, hierdie is ook waar my hart is. Baie, baie dankie vir julle. So die vraag is dan, hoe word ons so heel? Onthou wie jy is. Onthou wie jy is. Soos jy is in die beeld van God geskape. 'n kind van die koning. Dis wie jy is. En vanuit daai plek beweeg ons. Van die Here wat in ons ore fluister. 'n vriend van my sê altyd, as ek vra, wat is sy teologie? Wat is sy geloof? Beskryf sy geloof, dan sê hy, eenvoudig, in die begin was daar God. En dis waar jy begin. Hy sê vir jou wie jy is. En dan twee, leef bewustelik. Vat 'n oomblik in jou stilte tyd of aan die einde van jou dag en dink 'n bietjie, hoekom stamp ek my kop elke keer so? En dan probeer om nie te blameer nie. Sê liewer, weet, om vir ou Taylor Swift aan te haal, nou in 'n preek, I'm the problem, it's me. Nee? Dalk is dit ek. Dalk moet ek bietjie iets ander keuses maak. En dan omring jouself met mense wat jou gaan help onthou wie jy eintlik is. Mense wat hier in hierdie ruimte sit. Wat vir jou gaan sê, onthou, jy's 'n kind van die koning. Haal 'n bietjie daai masker af. En dan lees oor die woord in die woord. Lees oor Jesus. Lees wat die teks vir jou sê. En die een skrywer sê, ons lees baie keer, dan lees ons asof ons gaan eksamen skryf, maar jy moet eintlik lees, totdat iets in jou hart gaan vassit, en dan jou kop agteroor gooi, net, dat daai woorde net so 'n bietjie insink vir 'n oomblik. Lees. En dan bid. Jy het nie omdat jy nie bid nie. Jy het nie geld nie, jy het nie roem nie, jy het nie aanvaarding nie. Jy het nie suiwerheid nie, jy het nie heelheid nie. Omdat jy nie vra nie. Soos vra vir die Here, wie is ek? Wys my. Henry Nouwen skryf, hy sê gebed is om te sit en te luister na die stil stem wat sê, jy is geliefd. Jy het nie want jy bid nie. Amen. Kom ons staan en dan sing ons saam die 308.
Ontvang die seën van die Here. Mag jy in hierdie week wat kom waarlik bid opnuut en hoor wie jy regtig is. En mag jou lewe heel word in geloof en woord en dade. In die naam van die Vader, die Seun en die Gees. Gaan in vrede. Amen.